Vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het en ons is dankbaar dat die Here se goedheid, genade en guns so groot is oor ons. Die begeerte van my hart is dat die Here vir ons sal onderrig uit sy woord deur die werking van sy gees. Die Bybel sê dat die Here gebruik die prediking van die woord om die wat glo te red, om sy kinders te heilig, sodat ons meer gelykvormig kan word aan die beeld van ons Here Jesus Christus. Ons bid vir mekaar, ek bid vir u, dat die Here vir u wysheid sal gee in die verstaan van die woord. Bid ook asseblief vir my, dat die Here my wysheid sal gee in die oordra van die woord, sodat hy in alles verhoog en verheerlik sal word. Nou vanmôre gaan ons stil staan by Spreuke 14 vers 14 tot 18, as deel van ons reeks vanuit die boek Spreuke. En vanmôre kyk ons na die gedagte, wat jy saai, sal jy maai. En ek wil net vir u baie duidelik sê hier aan die begin van ons boodskap, dat hierdie gedagte 'n Bybelse gedagte is. Wat jy saai, sal jy maai. En kom ons lees gou wat staan daar in Spreuke 14 vers 14 tot 18. Uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig, maar die goeie man uit syne. Die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaas bruis op en is vol selfvertroue. Wie kort gebonde is, begaan sotheid, en 'n slinkse man word gehaat. Die eenvoudiges verkry sotheid as 'n erfenis, maar die skranderes word met kennis bekroon. Nou vriende, daar is heelwat gedagtes wat ons gaan hanteer, hele klompie verse wat ons gaan bespreek vanmôre, maar kom ons val weg met vers 14, en daar staan, uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig, maar die goeie man uit syne. En in my navorsingswerk het ek gesien, hierdie vers beteken eenvoudig, wat die Nuwe Testament vir ons leer in Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Jy sien, dis 'n Bybelse beginsel, wat ons saai, sal ons maai. 'n Boer kan nie mielies saai en hy oes koring nie. Jy sien, dis presies die gedagte. As ons met sonde besig is, as ons met ongeregtigheid besig is, dan maai ons hierdie gevolge van ons sonde en ons ongeregtigheid. En vriende, ek wil net vanmôre vir u 'n kort waarskuwing gee en miskien net so bietjie in 'n mate berispe. Want ek hoor dikwels onder kinders van die Here, ek sien op die Facebookblad en ek sien op hulle WhatsApp profiel dat hierdie is karma en die wiel draai. En ons kry maar net dit wat ons uitdeel. En ek wil vir u sê, ons is nie Hindoes nie, ons is nie Boeddhiste nie, ons praat nie van karma nie, ons glo aan 'n soewereine God wat weet wat aangaan, hy ken die bedoelinge van elkeen se hart, hy sien elkeen se wandel en optrede, en ons praat van die Bybelse beginsel, dat die soewereine God dan ook dit wat ek saai, sal terugbring oor my hoof, en ek sal dit maai. U sien, die goddelose mens vind vir 'n tyd lank versadiging van sy boosheid, vir 'n tyd lank bring dit vir hom vreugde en satisfaksie, presies wat hierdie vers sê, uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig. Maar die konteks leer vir ons net vir 'n tyd. Net vir 'n tyd kan sonde versadiging bring. Dink aan die man wat miskien met 2, 3, 4 vrouens 'n verhouding het en later doen hy vigs op, of een of ander ongeneeslike siekte. Vir 'n tyd lank is daar vreugde en satisfaksie. Of die man wat homself vergryp aan drank, of miskien permanent besig is om te rook en hy kry later longkanker. Vriende, die hele gedagte wat die Bybel vir ons sê, vir 'n tyd lank is daar versadiging, is daar satisfaksie, maar later pik dit soos 'n Kaapse kobra, en my hele lewe word geaffekteer en geïnfekteer deur hierdie sonde wat ek gedoen het. Daarom wil ek vir u waarsku, dat u moet onthou, wat ek saai, dit sal ek maai. Dis 'n Bybelse beginsel wat die Here vir ons leer. Aan die ander kant sê die Bybel vir ons, die goeie mens, hierdie mens wat 'n hart het in verhouding met God, 'n weergebore mens, is iemand wat in die eerste plek lewe om die Here te verheerlik. En dan put hy seën uit hierdie weg wat hy bewandel. Al is daar stryd, al is daar soms vervolging en beproewinge, is daar nog steeds seën wat hy beleef, omdat hy God verheerlik, sy skepper, sy redder verheerlik. En dit lei na 'n rein lewe, wat ook 'n invloed het op ander se lewens. Daarom, onthou net een ding, wat jy saai, sal jy maai. Dis 'n Bybelse beginsel. God laat hom nie bespot nie. En ons wat baie weet, van ons sal groter rekenskap geëis word. En dikwels, vriende, maai mense hartseer en elende in hierdie lewe, omdat hulle boosheid saai in hulle daaglikse wandel. Die volgende vers sê vir ons, die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Weer die beginsel, jy sal sien, vers 15 tot vers 18 vorm eintlik 'n eenheid. So ons gaan dit as 'n eenheid hanteer, maar kom ons kyk na wat bedoel die Bybel as hy sê, die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Vriende, hier gaan dit maar weer oor
die wyse en die dwaase in hulle optrede. Wat hulle saai, sal hulle maai. Die Engels praat van, as die Bybel praat van die eenvoudige, praat die Engels van the fool of the simple one. En dit is mense wat sonder kennis en sonder wysheid lewe. Mense wat elke woord eenvoudig net glo. Hulle sien dat dinge lyk nie vir hulle reg nie, maar hulle glo eenvoudig wat die persoon sê. Daar's nie onderskeidingsvermoë nie, en hulle val vir elke persoon se slim storie. Vriende, ons sien dit elke dag. Ons sien dit in besigheid, hoe mense van geld beroof word omdat hulle eenvoudig is. Hulle het nie die wysheid van God en die kennis en die insig en ook dan die grootheid van hart om met ander mense te praat, om raad te verkry nie. En hulle glo eenvoudig wat ander vir hulle sê en hulle verloor baie geld. Ons sien dit in godsdiens, hoe baie mense mislei word en elke nou en dan word hulle deur 'n nuwe wind van lering rondgesleep en rondgedruk na links en regs, omdat hulle nie geanker is in die woord nie. Jy sien dit in die liefdeslewe. Meisietjies wat kanaand val vir man se mooi woorde en later het hulle 'n slegte naam, want hulle is eenvoudig. Hulle glo maar net goedsmoeds wat iemand sê, terwyl hulle nie 'n karakter en 'n hart het wat gevoed is deur God se woord om die onderskeid te tref nie. Die Bybel sê aan die ander kant, die skrandere of dan die verstandige mens, dink voor hy doen. Hy weeg mense se woorde voor hy besluit neem. Hy is nie oorhaastig of naïef nie, en sy is nie oorhaastig of naïef nie. En daarom pleit ek by u dat u 'n skrandere sal wees, 'n verstandige mens sal wees. En hoe verkry jy verstand? Die Bybel sê die beginsel van die wysheid is die vrees vir die Here. Ek sê vanmôre vir my seun, as jy tyd met God se woord spandeer, as jy tyd spandeer met sy waarheid, as jy jou voed met God se waarheid, leer hy deur sy gees vir jou om wys op te tree. Om 2 keer te dink voor jy doen, en wanneer iemand jou wil mislei deur vleiende woorde, dat jy die wysheid sal hê om dit raak te sien en dan God te vra om jou te help om nie te val vir hierdie persoon se slim woorde nie, maar staande te kan bly. Die volgende vers sê: die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaase bruis op en is vol selfvertroue. Wie kortgebondes begaan sotheid en 'n slinkse man word gehaat. Dieselfde beginsel volg in hierdie 2 verse. Ek lees vir u gou wat sê die ander vertaling oor hierdie vers 16. Die wysheid het is versigtig en vermy die kwaad. Wie wysheid kortkom is roekeloos en selfversekerd. Wie kort van draad is, begaan dwaashede. 'n Agterbakse mens maak hom gehaat. Dit is so mooi as ou die skrif bestudeer en na verskillende vertalings kyk om te sien hoe pragtig God se woord vir ons hierdie waarheid uitbeeld. U sien die opening van die woord gee wysheid, dit maak die eenvoudiges verstandig. Nou vriende, wat hierdie 2 verse eenvoudig beteken is dat die wyse, die kind van God, is gevul met die woord van God en is een wat afwyk van die kwaad. Hy weet God is heilig en hy het sy seun gestuur om te sterf aan die kruis vir ons sonde, en daarom vlug die wyse van sonde af weg. Die wyse speel nie met sonde nie. Luister, vriende, ons sal nie in 'n slang se hok ingaan en met die slang speel nie. Veral nie as dit 'n giftige kobra of een of ander slang is wat ons kan dood nie. Waarom wil ons so graag in die varkbakke van die wêreld klim en met sonde heel en dink dat sonde ons nie sal affekteer nie? En dis presies wat hierdie vers 16 vir ons sê. Die wyse is iemand wat weet die prys wat Christus aan die kruis betaal het vir hulle sonde, en hulle vlug konstant van die sonde weg. Die dwaas aan die ander kant word gedryf deur sy begeertes, word gedryf deur sy impulse, deur sy drange, en is so vol selfvertroue dat hy dink dat hy sal wegkom met hierdie sonde vir 'n onbeperkte tyd. Jy sien, as jy die Here nie ken nie, is jy 'n slaaf van die sonde. Die Bybel sê vir ons, ons is nie mense wat so vry is soos ons dink ons is nie. Ons is of 'n slaaf van God of 'n slaaf van sonde. En ons sien dit by die dwaase, die sondaar mense. Hulle begeertes, hulle impulse, hulle drange dryf hulle, en hulle is so vol selfvertroue en hulle spog eintlik oor hulle sonde. En later byt dit hulle soos 'n adder. Daarom is dit belangrik om hierdie waarheid te sien. En dan sê die Bybel vir ons baie duidelik: wie kort van draad is, begaan dwaashede. 'n Agterbakse mens maak hom gehaat. Nou as 'n mens gaan kyk na die skrif met skrif vergelyk, dan wil ek vir u sê, die Bybel vergelyk 'n man wat sy temperament nie kan beheer nie, soos 'n stad. Dit is soos 'n stad wat sonder 'n muur is. Nou in die antieke tye het hulle 'n stad toegebou met mure om die stad veilig te hou. En die Bybel sê as 'n mens nie jouself kan inhou nie, as jy 'n man is wat kort van draad is, gou jy meerig raak, is jy soos 'n stad sonder 'n muur. Almal kan inklim en hulle kan jou lewe verwoes. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende,
dan is ons vatbaar vir alles en nog meer. Ek het al in my lewe met baie mense te doen gekry wat geweldig kort van draad is. En ek wil vir u sê, hulle begaan dwaasheid, hulle doen dom dinge. En ek self in my lewe het dit al gedoen en daarom moet ek konstant vir die Here vra, Here, skenk deur u Gees vir myself beheersing. En dan sê die Bybel, 'n agterbakse mens maak hom gehaat. Ons haat agterbakse mense. Mense wat voor jou iets sê, dan doen hulle agter jou iets anderste. Ek vra jou, toets jou lewe aan die hand van God se woord en maak seker dat jy die regte dinge saai sodat jy die regte kan maai. Moenie met boosheid en sonde en agterbaksheid en niemerigheid besig wees nie, want wat jy saai sal jy maai en jou wandel sal op jou hoof terugkom. En as jy jou nie bekeer tot God nie, sal jy God se ewige toorn beerwe. Daarom pleit ek by u, dis nou die welaangename tyd van God se genade. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, sodat ek vir julle rus kan gee. Mag die Here vir u rus gee, rus van u sonde, dat u vergewe is, vrygespreek is deur die soendood van Christus aan die kruis, gevul met sy Heilige Gees, daagliks in afhanklikheid van hom, sê Here, leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my in u waarheid lei, Here, lei ook my dwalende gedagte, sodat ek u in alles en deur alles kan verheerlik. Vriende, groete vir u, baie seën en liefde, mooi dag verder, tada.